Ons dierbare God en ons hemelse Vader, watter voorreg is dit nie om weer vanmiddag na Jay te kan luister nie. Here, dankie vir hierdie insigte wat U vir haar gee en dankie ook dat sy dit met ons kan deel. Here, en dankie dat ons kan deel in hierdie natuurlike oplossings, Here, wat U in die natuur vir ons gegee het. Here, ons wil vra dat U naam asseblief vandag verheerlik word. Here, en laat U wil geskied. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. En ek weet nie van julle nie, maar om op 'n Sabbatmiddag te kom na 'n program toe is nie altyd die maklikste ding nie. Mens wil eintlik maar graag dalk bietjie by die huis kom en net so bietjie in jou eie spasie wees. So ek is dankbaar vir die van julle wat gekom het en ek weet dat en ek hoop dat julle gekom het nie om my te hoor nie, maar dat ons saam kan leer. Ek sou nou baie graag, vir alles as 'n klein groepie is, dan sal ek graag sommer daar by julle wou gestaan het, maar ek weet ek maak die kamera ouens kwaad as ek hier afklim van die hoogtes af. So ons praat maar van die bo af, maar asseblief ons wil saamgesels. So vir die van julle wat agter sit, as julle bietjie nader wil sit, asseblief kom gerus nader en ons praat so bietjie saam. Ek wil ook net beklemtoon, toe ons nou die gebed gedoen het, is daar dankgebed vir my insig en dit is nie my insig nie. Ek dink die laaste ding wat ek sal wil hê is dat enige iemand vanmiddag hier wegloop en sê hulle is so bly dat hulle kom leer by my. Wie van julle wil leer by enige ander mens? Wees versigtig, asseblief moenie julle hande opsit nie. Ek het begin 'n fobie ontwikkel. Miskien moet ek dit so sê. Ek begin 'n fobie ontwikkel van die idee van om by mense te leer. Want mense is so gebroke. Ken julle enige perfekte mense? Hande lekker hoog op. Enige iemand wat baie naby aan perfek is. Goeie kennis het. Ek is baie bly as die mans dink hulle vrouens is naby aan perfek. Dit is wonderlik. Maar die Bybel gee vir ons 'n baie goeie stukkie raad. Dit sê, it is better to trust the Lord than to put your trust in man. So, soos wat ons in vanmiddag se praatjie ingaan, ons mikpunt vandag is om te leer van God, nie om te leer van Jade se opinie of Jade se gedagte van dit, of Jade sê ons moet dit doen of dat doen nie. Dit is absoluut irrelevant. Ek wil bietjie aansluit by wat ons vanoggend oor gepraat het. So, van ons was hier so gewees vanoggend, van ons was nie gewees nie. Is daar enige iemand wat so 'n bietjie 'n samevatting wil gee oor waaroor ons gesels het vanoggend? Ons het gepraat oor God se beeld. Enige ander gedagtes? Hoekom is God se beeld belangrik vir ons? Ja. Absoluut. God het vir ons 'n bloudruk gegee en ons het vanoggend so 'n bietjie gesels oor 'n handtekening, oor die feit dat 'n handtekening het soveel krag. As daar 'n handtekening onder op 'n kontrak is, dan is dit nie net 'n offisiële dokument nie, maar dit gee ook eienskap. Dit gee vir ons eienaarskap, as mens dit so kan sê, oor wie vat verantwoording vir daai kontrak. Ek sien nog 'n hand aan daai kant. Daar is soveel verskillende elemente van 'n handtekening wat mense uitmekaar uit kan trek. En onder andere is dit vir my belangrik vir ons om te kan weet hoe om God se handtekening te kan herken. Om te kan weet, as ek luister na 'n brokkie inligting, as ek luister na iemand se raad, om te weet, sien ek God se stempel daarop, sien ek sy handtekening wat daai inligting onderteken, of is daar miskien 'n ander handtekening? Want die realiteit is, en soos wat ons vanoggend ook genoem het, ons lewe in 'n wêreld van 'n groot stryd, en daar's eintlik maar net 2 handtekeninge. Ja, mense kan hulle stempel op iets sit, maar eintlik, as iets nie God se handtekening op dit het nie, as God nie sy goedkeuring gee vir iets nie, dan is daar maar net 1 handtekening wat dit onderteken het. En dit is waarvoor ons so versigtig moet wees. So, met dit gesê, ons het vanoggend gepraat oor die feit dat ons sien God se handtekening in verskillende dinge, en dat ons het gepraat oor die karaktereienskappe wat vir ons uitgebeeld word in die Bybel, wat regtig maar God se beeld vir ons beskryf. Ons het gesien dat die Bybel sê dat God is 'n God van vrymaking. Hy is 'n God van verlossing. Hy is 'n God wat vir ons uitnodig na oorwinning en ook vir ons alles gee wat ons nodig het om te kan oorwin. En dan het ons ook gepraat van die feit dat in al hierdie dinge is hy die een wat die grootste deel van daai werk doen. Dit is sy geskenk aan ons. Dit is Jesus wat die opoffering gemaak het. Dit is sy handewerk wat ons deurtrek, maar ons gee ons samewerking in die sin van dat as ons samewerking nie betrokke was nie, dan is dit nie meer vryheid van keuse nie. Stem ons almal saam met daai?
Nou ons gaan weer vanmiddag so klein bietjie in fokus op die voorbereidingsaspek. En ons het vanoggend gepraat daaroor dat selfs aan die begin, ekskuus tog my keel is nou goed droog. Selfs aan die begin, toe God die wêreld geskep het ons baie duidelik gesien dat sy handtekening is geskryf op die element van voorbereiding. Ons het gepraat oor die hele skepingsweek, dat dit so duidelik gewys het dat God het stappe geneem om dinge in 'n sekere orde te skep, sodat dit een ding het vir die ander ding voorbereiding getref. Niks is net geskep en toe skielik is daar 'n krisisplan gemaak nie. Stem ons almal saam daarmee. Een van die elemente van voorbereiding wat so pertinent deurkom en wat so belangrik is vir ons om te sien, is dat God nie krisisplanne maak nie. Kan enige iemand dink aan 'n voorbeeld in die Bybel? Nou moet julle saam praat, want jong, die duiwel weet net wanneer om 'n keel te laat krap. Enige voorbeelde in die Bybel, kom ek vra eers dit, was daar baie krisissituasies gewees? Alles het mooi goed gegaan die hele tyd? Was daar baie gevalle in die Bybel waar ons duidelik gesien het dat daar 'n probleem was wat mense in gevaar was of waar daar regtig 'n probleem was? Krisisse in die Bybel, was dit klein krisisse gewees waar dit nie eintlik saak maak wat die uitkoms was nie? Stem julle saam, dit was groot krisisse gewees. Daar was groot dramas gewees waar fisies nie net 1 of 2 persone nie, waar nasies in gevaar was. Waar nasies in gevaar was van uitverwoesting, waar mense in 'n absolute doodloopstraat was. Enige voorbeelde? Dawid en Goliat se situasie? Nog voorbeelde? Goue kalf wat gemaak is, die Israeliete in die woestyn. Die Israeliete in die woestyn is 'n ideale voorbeeld van dit. En hier kom hulle aan tot op 'n punt waar die berge langs hulle is, die see is voor hulle, die armies is agter hulle. Dis 'n krisis, is dit nie? Wat was die risiko? Was die risiko klein of was die risiko groot? Die risiko was massief geweest, is dit nie so nie? En hoekom het hulle op daai punt gekom waar daar hierdie krisis ontstaan het? Was dit omdat die Here nie 'n plan gehad het nie? Dis nogal 'n snaakse vraag, want as mens jouself dit afvra en jy dink regtig daaroor, dan dink mens wel, hulle het op hierdie punt gekom en toe moes die Here 'n opsie oopgemaak het. Maar toe die Here vir hulle in Egipte begin uitlei het, was dit hulle wat gesê het, ons wil nou gaan, Here gaan maar net saam met ons? Die Here het hulle uitdruklik opdrag gegee. Hy het vir hulle gesê, berei julle voor. Hy het vir hulle die voorbereidingsstappe gegee. Hy het vir hulle gesê waartoe om te gaan. Hy het vir hulle gesê wat om te pak. Hy het vir hulle gesê wat om agter te los. Met ander woorde, toe hulle by daai see staan, was dit eintlik 'n krisis. Dit was nie 'n krisis nie, dit was hulle persepsie daarvan. Hulle het in 'n groot paniek ingegaan, maar dit was eintlik glad nie 'n krisis nie. Hulle moes net gewag het want die Here was op pad om 'n plan oop te maak. En die rede hoekom dit so belangrik is vir ons, is omdat ons lewe in 'n wêreld wat alles 100% goed gaan. Alles gaan perfek, is dit nie so nie? Julle almal het genoeg geld elke maand vir alles wat julle moet koop. Ons het heeltyd krag, ons het heeltyd water. Daar's geen politieke probleme nie. Is ek reg as ek dit sê? En die Bybel sê mos alles gaan net alles beter en beter en beter gaan en daar gaan al die probleme gaan verdamp. Is dit nie so nie? Waar is die tyd wat ons in leef? Ons lewe in 'n tyd wat Gees van Profesie beskryf as die klimaks van krisistye. Is dit nie so nie? En is so maklik vir ons om te dink dat in hierdie klimaks van krisis is dit 'n krisis wat God verras. So vanmiddag gaan ons 'n klein bietjie kyk oor een van die lesse wat ons kan sien in die liggaam, wat vir ons baie duidelik wys dat die Here word nie verras deur dinge nie. Nou wil ek julle terugvat, miskien moet ek eers vra, wie van julle is dankbaar vir skoonmakers? Wie van julle is dankbaar dat mens iemand het wat jy kan 'n geldjie betaal, wat net so bietjie kan help met die dinge wat jy net eenvoudig nie by uitkom nie? In 'n mens se huis, skoonmakers vir 'n gebou. Wie van julle het al ingestap in 'n hospitaal wanneer die skoonmakers almal op straik is? Weet jy hoe lyk 'n hospitaal wat vir 2 weke geen skoonmakers gehad het nie?
Dit het ek al gesien en dit is 'n krisis. Dit is 'n krisis, as jy al ooit een gedink het. Nou, as ek vanoggend of vanmiddag net twee vinnige gedagtes kan sit, aan die een kant, kom ons dink dat ons gaan 'n skoonmaker kry wat hierdie kerkgebou en die perseel gaan help opruim. En ons vra vir die skoonmaker dat sy moet asseblief alles sal verskoon. Ons gee vir haar die nodige toerusting wat sy nodig het, maar sy moet die vensters begin was, sy moet bo begin afstof, sy moet die stofsuig doen, sy moet die banke alles polish, dan moet sy na die volgende vertrek toe beweeg, daar alles skoonmaak, die sale, die kinderklassies, die toilets, die hele storie, en sy moet asseblief teen vanaand 8 uur moet sy klaar wees. Dis die een opsie, ek sien julle front so half, maar dis maar net 'n paar goedjies, jy moet maar net gou-gou werk. En dan dink ons aan die ander persoon wat ons ook vra om skoon te maak, maar ons sê vir haar dat sy het 'n week, sy kan inkom elke dag van die week en sy het 'n hele week om dit te doen. Ons gee vir haar 'n bietjie ekstra toerusting, ons gee vir haar dalk bietjie meer, miskien 'n stofsuier wat bietjie sterker kan suig en 'n lekker lang stok wat sy alles mee kan bykom. In hierdie twee scenario's, in watter situasie gaan die kerk die skoonste uitkom aan die einde? Die een wat vanaand 8 uur moet klaarmaak of die een wat 'n week het? Ek sien ons stem nie heeltemal saam nie. Wie van julle dink dat daar 'n persoon op hierdie planeet is wat in die volgende 3 ure hierdie hele kerk en al die ander geboue silverskoon kan maak? Is onmoontlik, né? Stem julle saam dat die werkslading in proporsie met hoeveel tyd en hoeveel werkskrag daar is, het iets daarmee te doen? Alright. Ons liggame het ingeboude skoonmakers en ons gaan vanmiddag net so kortliks kyk na 'n gedagte met die skoonmakers wat in die liggaam is. En ek wil ons terugvat na Genesis aan die begin, hoofstuk 3. Kan julle onthou, toe God met Adam en Eva begin praat het, toe hulle nou die pad byster geraak het, en Eva het die verkeerde ding gedoen, en Adam het haar gevolg, en God het 'n gesprek met hulle, en hy's besig om vir hulle te sê hoe dinge nou gaan werk. Wat was dit wat God alles vir hulle gesê het? Enige gedagtes? Ja. Presies, hy het vir hulle van die begin af gesê wat hulle moet doen en wat hulle vanaf moet wegbly. Dit het hulle geïgnoreer want hulle het begin twyfel dat sy reëls en sy maatreëls eintlik regtig waarde het. En nou het hy met hulle 'n gesprek wat hy vir hulle sê wat nou gaan gebeur. En hy het vir hulle die verlossingsplan gegee onder andere, maar hy het boonbehalwe die verlossingsplan ook vir hulle gesê dat dinge bietjie anders te gaan werk. Hy het vir hulle aan die begin 'n lys gegee van kosse wat ideaal is en hy het ietsie bygesit by dit. Hy het die kruie van die veld het hy bygesit by die kosse wat hulle gaan eet en dan het hy nog ietsie bygesit vir hulle. Wat het hy gesê gaan gebeur met die baring vir die vrou? Hy het gesê baring gaan pynlik wees, is dit nie so nie? En dan het hy nog ietsie bygesê. Hy het gesê wat gaan gebeur met die voorbereiding van kos of hoe hulle gaan eet? Die sweet van die aangesig. Nou ek het vir my hele lewe lank, vandat ek 'n kind was, het ek gedink, ek stem saam, dis 'n liefdevolle God, maar ek weet daarmee regtig nie. Wat is die punt van die storie? Ek kon dit nie verstaan nie. Ek kon in my gedagtes nie 2 en 2 bymekaar sit van hoekom sou 'n liefdevolle God nou net om snaaks te wees, net vir hulle nou die lewe net moeilik gemaak het. En nou moet jy nou harder werk en jy moet nou sweet en nou sit ons dorings en dissels by. Klink dit vir julle ook soos 'n straf? Vir my het dit soos 'n straf geklink. Ek kan dit regtig met alle eerlikheid sê, vir my het dit geklink asof dit nou maar net is, julle het nou gedoen wat verkeerd is, julle het droog gemaak en nou moet die lewe net so bietjie swaarder wees. Nou vanoggend het ons gepraat oor die kenmerke van God, dat ons God kan eien, dat ons hom kan herken en dat ons sekere dinge het wat ons kan sien, wat sy karakter of wat inpas by sy karakter. En hierdie liefdevolle God wat ons regtig wil vrymaak en wat regtig wil die beste vir ons hê, pas dit in by sy karakter om iets te sit wat net die lewe onaangenaam maak vir ons, sommer net vir 'n straf. Pas dit in by wie hy is. Dit het my 'n tydjie gevat om dit eintlik te snap. Maar op 'n stadium het ek 'n gesondheidspraatjie geluister en iemand het dit so mooi verduidelik en sy sê onder andere besef ons wat het begin gebeur toe Adam en Eva begin sondig het. Besef ons hoe het hulle liggame anders te begin funksioneer. God het hulle perfek gemaak om in 'n perfekte wêreld te lewe in perfekte gehoorsaamheid. Wat het gebeur met die ongehoorsaamheid? Het alles so perfek gebly?
Het hulle kommunikasie met God gebly soos wat dit was? Of het daar skeiding gekom? En wat gebeur as daar skeiding is tussen ons en ons Skepper en die een wat ons onderhou? Goed begin doodgaan, is dit nie so nie? Die dood het ingetree, maar die dood het nie net ingetree in die blare wat dood gegaan het, of mense wat jare later dood gegaan het nie. Die dood het ingetree in die sin van dat daar afbraak begin gebeur het in hulle liggame ook. Selletjies wat sou aan die lewe gebly het, het begin doodgaan. Blare wat vir ewig sou lewendig gewees het, het begin verlep. En die Here het geweet dat hierdie afbraak gaan nou 'n ander plan moet hê. En met dit in gedagte het God die skoonmaakmiddels van die liggaam ingebou, of die skoonmakers, sou ek sê, geaktiveer. Nou hoe dit werk presies weet ek nie. Ek het nog steeds 'n gesprek wat ek met die Here moet hê om te weet of al hierdie organe voor die sondeval daar was en of hulle nie daar was nie. Maar om eerlik te wees, dit is iets wat ek met die Here sal uitsorteer as ek hom sien. Wat ek wel weet, is dat van die begin af, toe hulle nou hierdie pad moes begin stap, in 'n liggaam wat wel kan afbreek, het die Here onmiddellik seker gemaak dat die dinge is daar wat in plek moet wees. En die skoonmakers van die liggaam, daar is verskeie van hulle. Nou ek weet dat hierdie is nie noodwendig die duidelikste prentjie nie, maar die gedagte hier is nie soveel die detail nie, maar die feit dat daar verskillende maniere is hoe die liggaam homself kan skoonmaak. Die vel is die grootste orgaan in die liggaam en is een van die mees effektiewe maniere hoe die liggaam van toksines ontslae raak. Die vel sweet toksines uit en verskeie goeders kan uitgeskei word deur die vel. Nou met die Here wat gesê het, julle gaan nou sweet en met die sweet van julle aangesig gaan julle kos eet. As 'n mens besef dat jou vel deur die metode van sweet help om van toksines ontslae te raak, is dit dan nog steeds 'n straf of is dit 'n hulpmiddel? Is dit nie interessant nie? Ek weet nie of dit vir julle so ongelooflik is nie, maar die dag toe ek dit besef, toe besef ek, dit is so maklik vir ons om God verkeerd te verstaan. En as ons mooi kyk na wat hy gedoen het, dan kan ons sien dat sy karakter van liefde kom in elke klein detail deur. Hy het vir hulle onmiddellik hulpmiddels gegee om hulle te help, wetende wat gaan kom. Die dag toe hy vir hulle gesê het, julle gaan begin sweet, het hulle liggame toe al klaar begin vreeslik afbreek. Nie vreeslik drasties nie, was daar al klaar soveel toksines in hulle sisteme? Nee, maar hy het in voorbereiding dit reeds in werking gestel. Hy het vir hulle 'n sisteem gegee wat kan sweet, hy het vir hulle 'n immuunsisteem gegee wat ook giftige goedjies kan afbreek, wat indringer mikroorganismes kan afbreek en wat goedjies kan help skoonmaak. Hy het vir hulle slijmvliese gegee. Wie van julle hou daarvan as die neus lekker loop? Dis nie 'n aangename spulletjie nie, nê? Maar hoekom gebeur dit? Want dit was toksines uit, dit was gifstowwe uit, dit was chemiekies uit wat nie daar moet wees nie. Dit is 'n hulpmiddel wat help om skoon te maak. Wie van julle sal goed kan vaar sonder julle niere? Ken enige een van julle mense met nierprobleme? Lyk hulle baie gesond? Die Here het onmiddellik seker gemaak dat daai hulpbronne is daar, en so is daar niere wat help om gifstowwe die hele tyd uit te was. Ek weet baie van ons dink dat die niere is maar net die krane wat oopdraai. As ek baie water gedrink het, dan val die ekstra water uit deur my niere wat dit uit was. Maar die hele punt van daai sisteem is om toksines uit die sisteem uit te kry, want die Here het geweet dat daar gaan afbraak wees en hy het geweet daar gaan toksines in my liggaam inkom wat op 'n manier uitgewas moet word. Wat van my lymfkliere en my lymfstelsel? Maar nou sukkel met die Afrikaanse woorde, want ek ken al die goed net in Engels. Die lymfstelsel is iets wat meeste van ons glad nie van bewus is nie. Totdat mense 'n operasie het wat iets uitgesny is, en daai kliere word afgeblok en die arm swel net so groot op, dan skielik besef jy dat daar iets is soos limf. Elke een van hierdie verskillende sisteme is ingebou in die liggaam in om toksines uit te was en mense te help skoonmaak. Nou ek wil vanmiddag wil ek 'n paar minuutjies net vas staan by die lewer. En die rede vir dit is nie omdat die lewer noodwendig die grootste skoonmaakorgaan is nie, want daar is 'n rol vir elke liewe ander skoonmaakorgaan wat daar is. Die hele sisteem is gebou om te help om herstel te doen, maar die lewer is 'n interessante ene, want ons bind hom en vergeet van hom, en ons hanteer hom 'n bietjie nie so goed nie.
Nou natuurlik, as ons nie genoeg water drink nie, dan kry die niere swaar. As ons nie genoeg oefening doen nie, dan werk die sweetstelsel ook nie soos wat dit moes nie. As ons nie eintlik vars lig in ons huise het nie en ons hou al die deure die hele tyd toe, dan werk die longe ook nie so goed om die gifstowwe af te kry nie. So elkeen van hierdie skoonmaakstelsels kan of gehelp word of gehinder word. Maar die lewer is een van hulle wat ons geneig is om nogal redelik te kniehalter, as 'n mens dit so kan sê. Die lewer het ongelooflik baie werk wat hy moet doen. Ek kan nie onthou hoeveel van dit het ek laas met julle gedeel nie. So asseblief steek julle hande op en waai vir my as ek vir een of ander rede iets herhaal wat ons laas oor gepraat het. Maar die lewer werk hand aan hand met die spysverteringsstelsel en dan het hy 'n klomp ander werke ook. En dit is so 'n komplekse orgaan dat mens regtig waar, en die van julle wat dit al gestudeer het, sal saam met my stem, jy kan dit nie opsom nie, jy kan dit eintlik nie regtig verkort nie, en daar is soveel klein detail van die werk wat in 'n lewer gedoen word, dat dit 'n tegniese storie raak wat mens nie eintlik te veel wil aankrap nie. En in die proses om dit te vereenvoudig, kan mens dalk baie keer dit bietjie oor vereenvoudig, maar ek gaan probeer om dit so klein as moontlik te maak. As ons kyk na die werke van die lewer, en daar's lang lyste van verskillende goeders wat die lewer doen, is daar eintlik maar 2 groot hoofkategorieë. Die een groot kategorie wat die lewer mee besig is heeltyd, is om te help met spysvertering. Hy ondersteun die spysverteringsstelsel, daar's goed wat afgeskei word. Wanneer kos al klaar deur die hele spysverteringsstelsel is en dit is geabsorbeer, dan help die lewer met metabolisme. Hy het 'n rol om te speel met suiker, wat normale bloedsuikervlakke, en 'n lang ander verdere lys met vertering werk. En dan het hy nog 'n groep van funksies wat hy doen. Nou met dit gesê, voordat ons infokus op hierdie tweede groep van funksies, kan mens dit opsom en jy kan sê die lewer het 'n dagskof en 'n nagskof. Wie van julle het skoonmakers wat dag en nag werk? Dis net hospitaalwerk, dokters wat so werk, en ons raak al hoe dommer hoe langer ons aangaan met daai manier van werk. Die mees effektiewe skoonmakers is die wat eers kan huis toe gaan en 'n bietjie rus, as hulle weer kan terugkom, dan werk hulle weer beter. Stem ons saam? Die lewer het 2 hoofskofte, 'n dagskof en 'n nagskof. In die dag is hy veronderstel om al daai verteringsfunksies te doen. Hy is veronderstel om al daai dingetjies te doen wat te doen het met die kosse en vertering en om nutriënte so beskikbaar as moontlik te maak vir ons. Maar sy ander groot area van werk, en ons gaan nie baie detail in praat nie, jy hoef nie te bekommer nie, ons gaan nie vir ure daaroor gesels nie. Die hoofding wat ons net wil vas lê, is dat een van die groot kategorieë wat die lewer doen, is sy skoonmaakwerk in hierdie hele spannetjie van skoonmakers. Wat ek wel nie besef het vir baie jare nie, is dat die lewer hierdie 2 groot funksies nie eintlik effektief doen as hy albei op dieselfde tyd doen nie. Inteendeel, die liggaam is so gemaak dat die lewer baie van die verteringsfunksies afhandel voordat hy oorskakel na groter meerderheid van die detoxfunksies toe. En die manier of die situasie waar dit ongelooflik relevant raak vir ons, kom by hoe ons hom besig hou met dagskof en nagskof. Nou moet ek julle 'n vraag vra. As die lewer 'n belangrike rol speel om seker te maak dat ek nutriënte het wat in my bloed kan inkom en wat by my selletjies kan inkom, is dit 'n belangrike werk? Is dit iets wat ek wil hê hy moet heeltemal oorslaan? Ek wil nie hy moet dit oorslaan, ek wil hê hy moet dit kan doen, is ek reg? Nou met dit gesê, as hy ook 'n baie belangrike funksie het om skoonmaakwerk te doen, om gifstowwe uit my stelsel uit te was, wil ek graag hê hy moet daai werk oorslaan. Dan sê nou nee, maar ek eet net gesonde kos, ek drink baie water, ek asem lekker vars lug in, ek bly nie in die stad nie, ek bly buite die stad, ek het nie toksines in my lyf nie. Enige een van julle wat geen toksines in julle lywe het nie? Wanneer laas het julle asem gehaal buite waar daar 'n kar was? Ons kan baie dinge doen om ons liggame te help, en ons gaan so bietjie daaraan vat oor 'n minuutjie. Daar's baie wat ons kan doen om ons liggame te help om minder toksines in te kry. Maar kan ons wegbly van alles wat giftig is? Dis onmoontlik. Ons lewe in 'n wêreld waar jy toksines inasem elke keer as jy 'n asem vat. Is dit moontlik vir ons om, ek weet nie van julle nie, maar dis nie vir my moontlik om net die kos uit my eie tuin uit te eet wat ek self gegroei het en niks opgespuit is nie, want ek het nie 'n tuin wat groot genoeg is nie en ek bly ook nie lank genoeg op dieselfde plek om dit te kan doen nie. So,
In ons alledaagse lewe, oor die algemeen, is dit moontlik vir ons om te sê, ek kry niks in wat giftig is in my liggaam nie. Dit is nie moontlik nie. So stem julle saam, dat ons liggaam het sy skoonmakers regtig nodig. Miskien nou meer as ooit in die jare voorheen. En die lewer, soos ons sê, het 'n groot werk om te doen om daai toksines uit te was en uit te kry uit die stelsel uit. Maar nou moet ons onsself die vraag afvra, wanneer doen hy daai skoonmaakwerk mees effektief? Ons het al reeds gesê, hy werk in 2 skofte, so as hy besig is met vertering, dan is hy nie predominant besig met daai skoonmaakwerk nie. Dit is die een faktor. Die tweede faktor is dat die lewer doen sy mees effektiewe skoonmaakwerk, terwyl ek vas aan die slaap is. Nou is die vraag, hoeveel tyd uit elke 24 uur is daar iets wat moet verteer word? As ek in die oggend my oë oopmaak en ek het onmiddellik ietsie wat ek wil gaan aanknaag, dan eet ek my ontbyt en 10:00 eet ek weer ietsie tussen my etes, want ek is nou al klaar weer lus om iets te hap, en ek eet weer middagete, en vanmiddag op pad huis toe, as ek in die kar ry op pad van die werk af na die huis toe, dan eet ek slankie peanuts en rosyne wat in die kar lê van 'n week terug, want ek is regtig nou al honger, en as ek by die huis kom, dan eet ek en ek pesel terwyl ek aandete maak, en as ek in die bed klim, dan eet ek die koekies wat in die bedkassie is, soos ons laas oor gepraat het. Hoeveel ure van die dag is my lewer dan besig met vertering? Die heel dag. Is dit nie so nie? En as ek in die aand my hoofete geëet het, as ek in die aand by die huis kom, want ek moet in die oggend 5:45 by die huis ry, so ek kan nie in die oggend 'n goeie ontbyt eet nie, en ek werk die heel dag, en ek werk by 'n kantoor, so ek kan nie heel dag 'n goeie klomp gesonde kos eet nie. So ek is honger in die aand, en ek eet my hoofete in die aand, en dan gaan klim ek in die bed. Hoe laat maak my lewer klaar met sy werk? Enige idees? Hoe lank is die lewer besig met vertering nadat ek 'n ete geëet het? Ons moet in gedagte hou dat daai kos moet in die maag eers fyn gemaak word, dan gaan dit darmes toe, dan word dit geabsorbeer in die bloedstroom, en dan is die lewer nog steeds besig, want hy doen werk met die metabolisme van daai kos. So die lewer het groot verteringsfunksies wat aanhou vir tussen 4 tot 8 ure nadat ek geëet het. So as ek in die aand 7 ure groot ete eet, en ek klim in die bed en ek gaan slaap, hoe laat begin my lewer met sy groot nagskofwerk van skoonmaak? Gaan hy daarby uitkom deur die nag? Elkeen van ons roetines verskil. En vanmiddag is ons nie hierso om vir enige iemand te probeer sê dat jou roetine is sleg en my roetine is goed en enige iets van dit nie. Die gedagte wat ek by ons wil los, is dat ons het 'n klomp skoonmakers wat die Here vir ons ingebou het in ons liggame. Maar net soos die skoonmaker wat ek in my huis vra om vir my te help met my huiswerk, gaan die effektiwiteit waarmee daai persoon werk tot 'n mate afhang van die werklading wat ek vir hulle gee en of dit vir hulle doenbaar is om te doen. En net so ook gaan die hoeveelheid toksines wat in my liggaam is en die hoeveelheid toksines wat in my liggaam opbou, gaan afhang van hoeveel toksines ek insit en hoe ek my skoonmaakorgane beskikbaar stel om skoonmaak te doen. Is ons nog by mekaar? Ek weet ons het nou 'n paar tegniese goeters gepraat, is ons nog heeltemal saam? Nou die vinnige vraag wat ons net vinnig aan gaan raak, en ons sal miskien in die vrae en antwoorde nog so 'n bietjie daaroor praat, is, hoe moet ek dan hierdie orgaan, as ons nou kyk net na die lewer as een voorbeeld, hoe moet ek hierdie orgaan oppas, sodat hy eintlik sy werk effektief kan doen? In Gees van Profesie kry ons verskillende gesondheidsmaatreëls. En daai gesondheidsmaatreëls, toe ek hulle die eerste keer deurgelees het, is een van die dinge wat vir my uitgestaan het, is die kontras tussen wat sy daar skryf en wat vir ons geleer word op ons universiteite en wat in die algemeen toegepas word in ons samelewing. Want in ons samelewing oor die algemeen, as jy vir iemand sê, hoorie, ons moet saam gaan uit eet, is dit mos in die aand gewoonlik, is dit nie? Wanneer is restaurante die meeste vol? Is in die aande. Wanneer eet mense hulle grootste etes met die grootste steak of die wat ook al, dis mos maar meestal in die aande, is dit nie? Die Here se beginsels wat hy vir ons gee oor gesondheid, is daar nie net om seker te maak dat ons goeie nutriënte inkry nie, maar dat ons liggame daai nutriënte kan bewerkstellig, dat dit op die ou einde van die dag in my selletjies kan beland. Want dit help nie dat daai nutriënte gaan deur my hele maag en gaan deur die toilet toe en dit het nie in my stelsel ingekom nie. En vir dieselfde geld help dit ook nie dat ek het 'n klomp goeie nutriënte wat inkom, maar die toksines bou soveel op dat my liggaam homself vergiftig
en my skoonmakers kan nie skoonmaak nie. So ek het nodig om 'n balans te handhaaf. En die gesondheidsmaatreëls wat ons kry is, in meeste gevalle dat 2 etes 'n dag is beter as 3 etes 'n dag. Ons kry spesiale inligting dat ons met ons etes uitspasieer, dat daar ten minste 5 tot 6 ure tussen etes is, dat elke ete kans kry om volledig te verteer voordat ek die maag weer volmaak met die volgende kos. Hoekom is al daai maatreëls daar? Hoekom kry ons die inligting wat vir ons sê, ons moenie in die aande eet 'n paar ure voordat ons gaan slaap nie? Dit is sodat hierdie organe optimaal kan werk. Dit is sodat my liggaam die nutriënte kan inneem, dat dit in kan kom in my bloedselletjies en dat my skoonmakers hulle werk kan doen. En ek gaan nou net een voorbeeld gee van dit, as ek my laaste ete vir die dag 4 uur in die middag klaar geëet het, dan teen 8 uur in die aand is daai kos al verteer, dit word al geabsorbeer en gewoonlik dan teen 9 uur, 10 uur kan my lewer al die groot oormeerderheid van sy werk klaar het. Dat teen die tyd as ek dan slaap, kan my lewer amper onmiddellik begin om sy werk te doen. Met die gevolg dat hy die volle nagse rus om skoonmaakwerk te doen. Dink julle dat dit gaan meer effektief wees om al die toksines uit te skakel as wanneer die lewer miskien tussen 4 en 5 in die oggende 'n bietjie skoonmaak kan bykom? Hoe langer hy beskikbaar het, hoe meer toksines kan hy van ontslae raak. En hierdie beginsel is maar net die eenvoudige beginsel van dat as ons God se reëls volg, is dit nie reëls om ons te beperk nie, dit is reëls om ons te help met die herstelling. Want ons het al reeds vanoggend gesien dat God se doelwit is vrymaking, verlossing, herstel, oorwinning. Dit is wat dit by inpas. Nou het ek 'n laaste stukkie om jou af te eindig en 'n vraagie om te vra. Wie van julle is bewus van enige medikasies wat geen toksines bevat nie? Iewers moet daar darm 'n hand wees, is daar nie? Enige medikasies wat geen risiko het nie, wat geen neeweffekte het nie. Miskien wat julle nog nie gebruik nie, maar dalk is daar 'n vriend of 'n vriendin of 'n buurman wat dan weet van 'n pilletjie wat nie 'n neeweffek het nie? Niemand, niks. Stem ons saam dat as jy medikasies gebruik, dan sien jy altyd daai lysie daar binnekant op die papiertjie. 'n Papiertjie wat vir jou sê, dit kan hierdie moeilikheid maak, dit gaan die ding doen, dit gaan daai ding doen, dit is hierdie moontlike skade. Hoekom? Hoekom het medikasies so groot risiko? Enige gedagtes van wat die groot rede is, as ons nou gaan kyk oor die tegniese aspek, wat is dit van medikasies wat die gevaar inhou? OK, dit is 'n goeie voorstel, dit teiken simptome. En dit is so dat die feit dat die medikasies die simptome teiken, is 'n negatiewe element, maar waar lê die groot risiko dat dit kan skade doen? Ek weet dat daar baie mense is wat saamstem met dit, dat mens voel naderhand asof die medikasies verkoop word met die wete dat dit neeweffekte het, omdat mense weet, okay, wel dan gaan jy siek bly en jy gaan verder moet betaal. En dit is so dat die duiwel het sy vingers in allerlei dingetjies. Maar op 'n basiese, selfs tegniese vlak, op 'n chemiese vlak, is een van die maniere hoe ons kan sien dat daar 'n risiko is aan hierdie tipe van goed, soos medikasies, is die feit dat hulle bevat toksines wat stres sit op my skoonmakers, spesifiek. En die van julle wat al hierdie dinge bestudeer het, kan vir my asseblief reghelp as ons op 'n ander bladsy van 'n ander boek af is. Stem ons almal daarmee saam, dat as ek iets in my liggaam insit, wat my skoonmakers se werk moeiliker maak, dan sit ek 'n risiko in. Is ek reg as ek dit sê? As ek die skoonmaakorgane langer besig hou en meer besig hou en vir hulle meer toksines gee om van ontslae te raak, dan verhoog ek die toksinelading. Stem ons almal saam met dit? Die blote feit dat alle medikasies die toksine-vlakke verhoog, dat hulle die toksinelading verhoog, sit my in 'n risikoposisie. Maar buiten van dit, wil ek een laaste gedagte met julle deel oor dit. En ek wil dit baie duidelik stel, dat ek geensins sê, dat alle medikasies is net van die duiwel af, ons mag dit nooit aanvat nie, enige iemand wat medikasies gebruik,
gaan hel toe. Dit is nie wat ek sê nie. Maar ek wil hê dat ons moet net so vinnig terugspring na God se karaktereienskappe. Eienskappe wat hy vir ons gegee het, wat hy sê, hy wil ons ten volle vrymaak. Hy wil ons ten volle verlos. Hy wil vir ons oorwinning gee, hy wil herstel gee. Hoeveel keer in die Bybel sê God, I am the one who heals you? Het julle al gesien, daar's frases in die Bybel waar hy vir ons sê, ek is die een wat jou genees, wat jou gesond maak. Dit is wat hy graag wil doen, is dit nie? En dan het ons gekyk na hierdie stempel van God, hierdie handtekening van hom, van voorbereiding, dat hy oplossings gee vir ons, wat hy reeds voorberei het voordat die probleem nog gekom het. Nou wil ek julle die vraag vra, hoe word medikasies ontwerp? Wie van julle ken een enkele medikasie wat gemaak is en geskep is en geproduseer is voordat daai siekte ontstaan het? Enige van hulle? Hoe maak hulle medikasies? Jy bestudeer die probleem. Jy het 'n probleem wat ontstaan, jy het 'n siekte wat ontstaan, dan bestudeer jy daai siekte in diepte en dit is hoe jy by 'n oplossing probeer uitkom. Stem ons saam? Ek sê weer eens, bedoel dit dat die Here nooit ooit vir iemand probeer help deur midde van 'n dokter of 'n hospitaal nie? Nee. Maar, stem ons saam dat dit nie sy plan A kon gewees het nie. Stem ons saam dat dit is eintlik onmoontlik om te kan sê, dat dit was van die begin af die Here se plan, om almal se siektes beter te maak deur midde van 'n oplossing, wat risiko het, wat skade doen in die liggaam, en 'n oplossing wat na vore gekom het, deur die studering of die bestudering van die probleem, in plaas van 'n oplossing wat hy voor die tyd voorberei het. Stem ons saam dat dit kan nie God se plan A gewees het nie. Stem ons saam dat God se plan A maak meer sin, dat sy plan A sy handtekening op sal hê, 'n handtekening waar hy 'n oplossing voorberei het voordat die probleem nog ooit tevore gekom het. Nou weer eens hierby wil ek vir elkeen van julle baie duidelik maak. En vir enige iemand wat na die tyd hierdie praatjie gaan hoor, ek sê weer eens nie dat alle medisyne is verkeerd nie, dat dokters is almal net uit om die slegste van ons te wil hê nie. Oom, ek moet met hom saamstem. Ek glo dat daar is mense wat net wil geld maak deur dit wat hulle vir ons gee. Maar is dit so dat elke dokter wat ons na ooit toe al was, vir my doelbewus die verkeerde medikasies gee om my siek te hou? Definitief nie. Is dit dat elke dokter medikasie voorskryf wat my gaan siek maak, omdat hy probeer om skade aan my te doen? Verseker nie. Inteendeel, my persoonlike oortuiging is dat massiewe hoeveelhede van getroue, opgeleide dokters en verpleegsters en personeel doen die beste wat hulle kan. Hulle stel die beste voor wat hulle kan. Hulle stel voor die beste oplossings en dit is hoe dit vir my ook geleer was. Dit is hoe ek opgelei is. Hierdie is die risiko's. Hierdie medikasie gaan vir die persoon nierversaking gee. Dit gaan vir hulle lewerversaking gee. Maar daar's nie 'n beter opsie nie, so dit is wat jy moet voorskryf. Dit is in soveel woorde vir ons oorgegee. Ek gaan een ander voorbeeld noem. Wie van julle weet, wat is die neeweffekte of wat is die gevolge van suikersiekte? Wat is die rede hoekom mense met suikersiekte aangemoedig word dat hulle daai siekte moet beheer? Wat word vir hulle gesê in waarskuwing? Hulle word gewaarsku dat hulle gaan hulle voete verloor, die voete gaan afgesit word, julle het seker al dit gehoor, en hulle word gewaarsku dat die suikersiekte gaan hulle dalk blind maak, julle weet van dit, en hulle word gewaarsku dat suikersiekte gaan vir hulle nierversaking gee, dat dit hulle niere gaan aantas. Is dit nie so nie? Wat is die neeweffekte van die medikasie wat voorgeskryf word vir suikersiekte? Sê jy dit, laat ek dit nie hoef te sê nie. Een van die hoofneeweffekte van daai medikasie is nierversaking. Ek onthou toe ek by niereenhede gewerk het, wat ons het nie baie tyd daar spandeer nie, want dit is baie gespesialiseerde eenhede, die dialyse eenhede. Een van die eerste dinge wat hulle doen vir 'n pasiënt wat dialyse nodig het, is om hulle medikasies te stop, want hulle liggame kan nie die medikasies hanteer nie.
Maar vir die pasiënt word daar oorspronklik gesê dat jy moet hierdie medikasie gebruik, want andersins gaan jy nierversaking kry, terwyl die medikasie verseker vir jou nierversaking sal gee. Maak dit sin? Het dit God se stempel op? Wat is die rede hoekom bloeddrukpasiënte aangemoedig word en daar word letterlik vir hulle gesê, jy mag nie hierdie pille stop nie, jy moet lewenslank op hierdie pille bly. Hoekom? Wat word hulle oor gewaarsku? Oor nierversaking en lewerversaking, want die bloeddruk gaan jou niere en jou lewer siek maak. Wat is die nagevolge van die medikasie vir bloeddruk vir bloeddrukmedikasie? Lewerversaking en nierversaking. My punt is, en ek wil dit weer sê, ek sê nie dat alle dokters het die slegste in gedagte vir ons nie. Ek sê nie dat alle pille van die hel is nie. Al wat ek sê is dat God se stempel, sy handtekening, is op oplossings wat voor die tyd al beraam is. Op oplossings wat nie crisis management is nie. Op oplossings wat vir ons regtig herstel gee, wat vir ons regtig vrymaak. Ken julle enige iemand wat al vir julle gesê het, ek het al soveel keer gewens, ek kan uit die stede uitgaan en ek kan in die platteland in die natuur wees, maar ek kan nie trek nie, want ek moet naby my spesialiste wees, ek moet by die hospitale wees, ek moet elke 3de week of wat ook al moet ek gaan om my voorskrifie te gaan kry by die apteke en ek kan nie by daai plekke bly nie, daar's nie apteke nie en daar's nie genoeg spesialiste nie. Ken julle mense soos dit? Is God se handtekening op daai situasie waar mense vasgevang is in omstandighede vir oplossings wat hulle eintlik sieker maak as wat dit hulle gesond maak. Op die ou einde van die dag is die Here se plan vir ons is om ons te herstel. En wat ons vanoggend oor gepraat het, is dat hy wil ons herstel, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Hy wil vir ons nader kry aan om sy beeld aan ander oor te dra. Hy wil hê dat wanneer mense na ons kyk, dat hulle moet kan sê, ek kan duidelik sien wie jou pa is. Ek sien sy gelaatstrekke duidelik in jou. Wie van julle wens dat ons kan rondloop en mense kan sien dat ons God se kinders is? Wie van ons wens dat ons regtig kan herstel vind? Dat ons losgemaak kan word van die dinge wat ons vashou en wat ons kniehalter en wat dit moeilik maak vir ons om God se werk effektief te doen. Die laaste gedagte wat ek by ons wil los, is dat 'n hele paar jaar gelede, toe iemand vir my die heel eerste keer gesê het, dat hulle, en ons het nou met middagete het ons bietjie daaroor gesels, toe ek die eerste keer gehoor het, iemand sê vir my, jy kan aartappel rasper en dit in 'n poultice maak, en dan kan jy dit op 'n geswelde knie sit, en dit gaan die swelling afhaal. Toe dog ek by myself, joh, die mense, regtig waar. Kan die mense so absoluut, wat is die woord in Afrikaans vir gullible? Dis gullible, nee? Kan die mense so gullible wees, dat hulle sulke twak sal glo? En ons, ja, om 'n baie lang storie, eerder nie lang te maak nie. My man weet dat ons het van die natuurlike goeders begin lees, van het begin hoor, ons het begin praatjies kyk, en ek het aan die begin gedog, die mense het op hulle koppe geval. Daar's nie 'n manier dat hierdie goeders kan werk nie. En is snaaks hoe die Heilige Gees baie keer net aan mense agterkop vir jou sê, toets, proe, kyk en sien wat gebeur. En bietjie vir bietjie het ons die dinge van mense probeer aanraai. En wat vir my ongelooflik interessant was ons het eers die goed in aksie gesien. Ons het gesien hoe dit werk. Ons was verstom, ons mond het oopgehang oor hoe dit werk. En toe ek hierdie studie begin doen, is dit asof die Here vir my gesê het, net so terloops, wanneer het ek die aartappel gemaak? Wanneer het ek charcoal gemaak? Wanneer het ek eie gemaak wat jy kan gebruik vir siektes en vir kieme, doodmaak en alles dit? Dis asof die Here vir my gesê het in my agterkop, is jy seker dit is moontlik, dat ek het in die tuin van Eden gesien mense se liggame gaan begin toksines opbou en afbreek, en toe wag ek vir 6000 jaar, voordat ek vir die mense uiteindelik 'n oplossing gegee het, en medikasie gegee het wat hulle eintlik kan help met siektes. Maak dit sin? Die Here het vir ons die natuurlike dinge reg van die begin af gegee. Die Bybel sê dat hy is die voorsiener. Hy is die een wat ons verlos. Dit is nie in mense kragte nie, dit is ook nie in mensgemaakte
idees nie. Dit is nie mense wat probleme bestudeer wat die beste oplossings gee nie. Dit is die Skepper wat die oplossings vooraf voorberei het. Wat die oplossings is wat vir ons ware herstel kan gee. En soveel as wat ons in een middagpraatjie nie al die dinge kan deurpraat wat mens kan gebruik nie. Ons kan nie al die remedies bespreek nie, ons kan nie al die dinge uitpleis nie. Moedig ek elkeen van julle aan om aan te hou lees, aan te hou bestudeer en bly by die voete van die Here. As julle na hom toe kom elke dag en vir hom sê, Here, hier is die probleem wat ek het. Hier is die oplossings wat mense aan my voorgestel het. Het jy 'n alternatief? Ek is oortuig met my eie getuienis as bewyse dat die Here het beloof, as ons soek sal ons vind. En hy antwoord ons as ons aanhou by hom pleit. Kom ons doen 'n gebed en dan kan ons vrae en antwoorde of die vloer oopmaak vir die wat vragies het. Ons hoef nie noodwendig net te praat oor wat ons vandag oorgesels het nie, so ons kan oopmaak vir ander vragies ook, maar kom ons sluit eers die oë vir 'n gebed. Dierbare Hemelse Vader, vanmiddag staan ek hier, nie om enige afbraak te maak aan enige iemand nie. Nie om pile te skiet na iemand toe, wat vertroue het in sekere moontlike oplossings nie, want ek weet, dat vir baie van ons, loop ons rond met vrae wat ons voel, daar is nie voorantwoorde nie. Maar ek sê vanmiddag vir u dankie, dat u vir ons in u woord duidelik beloof het, dat u is almagtig, alwetend, en dat u 'n oplossing het vir iedere ding wat ons mee sukkel. Ek sê dankie dat u vir ons uitnodig, kom na my toe, almal wat moeg en belas is, en dat u daai uitnodiging nie net na een of twee toe strek nie, maar na elkeen toe strek. Want u kan elkeen help. Dankie dat u ons verlosser is. Dankie dat u vooraf vir ons dinge voorberei het. En dankie dat u nou nog in ons onkunde genadig is en vir ons help wanneer ons na u toe kom en sê, Here, ons weet nie meer wat vorentoe nie, maar wys ons. Dankie dat u beloof het, dat u vir ons sal sê en dat ons 'n stem sal hoor wat sê, dit is die weg, loop daarin. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus naam met dankbaarheid. Amen. Kom ons hoor 'n bietjie of daar enige spesifieke vrae is. Ons gaan, as daar 'n hand by is wat 'n mikrofoon kan hê, dan kan ons bietjie kyk wat ons kan deurgesels. Water. Hoe lank voor die tyd mag jy water drink voor jy bed toe gaan? En Goeie vraag. nog, wat is simptome as jy begin nierprobleme kry? En wat is die toppunt van jou nier wanneer hy reg funksioneer? En wat is die lesing as hy begin verswak? So ons begin by die watervraag. En ek dink, as dit kom by water, is een ding wat ek wel kan sê, is ek dink 99% van ons het meeste van die tyd 'n bietjie van 'n dehydrasie. Ons is geneig om altyd minder te drink as wat ons moet. So om genoeg water te drink is definitief 'n prioriteit wat almal van ons maar altyd 'n bietjie van 'n ekstra aanmoediging voor kan hê. Met dit gesê, om 'n spesifieke hoeveelheid water te gee wat almal moet hê, is iets wat ek nou al begin ophou het om te doen, want mense se behoeftes is eintlik verskillend en dit hang af van wat hulle doen, hoe aktief hulle is, hoeveel tyd hulle spandeer in die son, hoeveel hulle sweet ensovoorts. Nou oom het 'n belangrike punt genoem oor hoe ons kan weet hoeveel water ons kan drink voor slaaptyd, maar voordat ek daai spesifiek antwoord, 'n interessante wenk wat ek 'n tydjie terug al gehoor het en weer van vergeet het en nou weer onlangs weer van herinner is dat die maklikste manier om te weet of ek genoeg water gedrink het, is om te seker te maak dat ek min of meer elke 2 ure 'n behoefte het om toilet toe te gaan. En as ek gaan piepie, om seker te maak dat daai piepie is nie goudgeel nie, maar dit is veronderstel om 'n baie ligte geel kleur te hê, dan weet ek min of meer ek het genoeg water gedrink. Nou selfs dit is nie altyd maklik om by vas te wees nie, want daar's verskillende dinge wat die kleur kan verander, daar's sekere goeders wat dit kan beïnvloed. So elke persoon moet sy behoeftes 'n bietjie kan evalueer en suiwer water is wat ek ook nodig het, maar as ek byvoorbeeld krye tees gedrink het of as ek ander helder vloeistowwe gedrink het, dan tel dit ook as my vog en sekere vrugte ensovoorts kan ook bytel as my vog. So dit is soms nie so maklik om net 'n reël te gee vir dit nie. Nou as dit kom by die water voordat ek gaan slaap,
Dit is nie soseer skadelik volgens my kennis om water te drink selfs as mens in die aande water drink nie. Die mense wat gewoonlik sukkel met dit is byvoorbeeld as mens geneig is dat dit jou slaap versteur, dat jy aanhoudend moet opstaan om te gaan piepie in die aande, dan maak dit moeilikheid en mens wil soveel as moontlik 'n onversteurde nag se rus hê. So vir dit sê ek maar gewoonlik vir mense, veral as hulle geneig is om baie op te staan in die nag, om so 'n hele paar uurtjies voordat hulle gaan slaap, hulle laaste water te drink. So 2 of 3 ure voor slaaptyd is gewoonlik maar 'n goeie afsnypunt. Maar nou die ander ding wat daarbey inkom is baie mense het probleme met soeibrand, wat hulle sal vind dat die suur stoot op in die maag, en as jy dan met 'n hele maag vol vloeistowwe gaan slaap, kan dit ook erger maak. So dit is weer eens daar 'n goeie ding om maar net so ten minste 2 ure voordat mens gaan slaap, die maag maar nou sy ruskans te gee dat hy 'n bietjie leeg is, of van daar af net eerder klein sippies water te kan drink. Om vra van die niere, en die niere is ook maar 'n ding wat altyd met ekstra sterkies kom. Mense se nierfunksie verskil so bietjie. Daar is normale vlakke wat as ons bloedtoetse doen, dan sal ons weet, okay, dit is die normale vlakke. Maar vir my persoonlik is dit meer waardevol om ook te sien wat die persoon se vorige uitslae was. Want as ek iemand se uitslae sien en dit is vandag normaal, is dit all good and well, maar partykeer lyk daai uitslae vir my abnormaal, maar as ek die vorige uitslae het om dit mee te vergelyk, dan kan ek sien of dit verbeter en of dit verswak. So dit het 'n bietjie meer inligting. So die interpretasie van die bloeduitslae, sou ek sê, dit is nie iets wat ek net 'n reël kan uitspreek nie, dit is iets wat ek individueel met my pasiënte hanteer, of as ek mense se spesifieke uitslaai, dan is dit makliker om daai evaluasie te maak. Maar oom het ook gevra, wat is die gevaartekens van nierprobleme? En daar's verskillende gevaartekens van nierprobleme. Party van hulle kom eers as die niere baie swak al is. In die vroeë stadiums is dit altyd maar 'n gevaarteken as mens redelik vloeistof drink, maar jy piepie baie min, as die niere nie genoeg vloeistof uitskei nie, dit is 'n gevaarteken. As die piepie altyd 'n baie donker kleur het, as die piepie bloederigheid in het, daar's verskillende dinge wat vir mens kan aandui dat die niere 'n probleem het. En die een ding wat ek wel sou bysê by dit, ek sou vir almal aanraai, moenie wag totdat mens sien daar is simptome nie. As 'n mens bekommerd is oor jou niere, of as jy nie seker is hoe jou organe, hoe dit met hulle gaan nie, om dit maar eerder te gaan, laat hulle die toetsies doen en kan kyk wat aangaan daarso. Hulle kan die piepie ook toets om te kyk hoe dit gaan met dit. En gesels maar met iemand wat daai organe se kennis het, om te bepaal of daar regtig 'n kwaal is. Maar as iemand nou op die oomblik nie simptome het nie, is dit nie die moeite werd om te wag totdat hulle siek is, totdat hulle begin aandag gee aan dit nie. Hoe vinniger ons daai gesondheidsreëls kan volg, hoe vinniger ons daai Nieuwstaat-beginsels, die gesondheidswette kan volg, genoeg water kan drink, wegbly van toksines af, hoe beter kan ons niere oppas. Antwoord dit oom se vraag. Alright. Enige ander vragies? Wat se medikasie kan 'n ou gebruik in die plek van diabetes 2 of bloeddruk? Ek wens ek kan 'n kort antwoord kry vir daai vraag, want dan sou my konsultasies nie so lank gewees het nie, maar ek spandeer gewoonlik so 1 uur en 'n half met pasiënte as ons die suikersiekte en die bloeddruk hanteer. En die rede vir dit is juis omdat dit vat so 10 sekondes om die voorskrif uit te skryf, maar die alternatief is ongelukkig nie net 'n quick fix nie. Ons gebruik baie natuurlike, byvoorbeeld krye het ongelooflike medisinale waarde. Daar's verskillende krye wat regtig die liggaam baie goed kan ondersteun, en dit gee vir my weer eens net daai geloof in wat die Here geskep het, want hy het daai krye al die pad van die begin af geskep, en daai krye het waarde in. Maar die krye is maar net die cherry op die koek. Om 'n kry te vat asof jy dit net as 'n plaasvervanger vat vir die medikasie, gaan nooit werk nie. Want die medikasie, suikersiekte is nie 'n metformin tekort nie, as mens dit so kan sê. Die suikersiekte het ontstaan, en toe kry ons die medikasie, maar as ons die medikasie onttrek, moet ons nog steeds die onderliggende probleem uitsorteer van hoekom daai suikersiekte ontstaan het in die eerste plek. En die oplossing vir dit is nie net 'n kry nie, die oplossing vir dit is om die hele metaboliese stelsel ordentlik te ondersteun. Die lang antwoord vir dit is my 1 uur en 'n half konsultasie waar ek die sake 'n bietjie meer verduidelik, maar die kort antwoord is, en ons het nou in middagete daaroor gepraat so bietjie, ek persoonlik word nog steeds verras deur hoeveel van ons pasiënte, as hulle die Nieuwstaat-beginsels begin toepas, as hulle die regte kosse eet, met die regte tye, met die regte spasiering, wegbly van die gifstowwe af, as hulle die skoonmaakorgane ondersteun, in die sin van dat hulle daai organe nie overload nie. As mens nie daai organe te veel werk gee met ekstra toksines nie, maar jy maak die toksinelading so laag as moontlik, dan kom daai suikervlakke reg tot op die punt dat ons stelselmatig
die behoefte vir die medikasie raak minder, so ons kan daai medikasie stelselmatig minder maak. Ek stop nooit net pasiënte se medikasie net se muur en sê o, die pille is van die duiwel, stop dit net nie, nooit ooit nie. Ons probeer om daai probleem aan te werk of aan te spreek. En dan soos wat daai suikervlakte van self regkom, kan mens die insulien begin minder maak en jy kan die pilletjies begin minder maak. Maar soos ek sê, dit is iets wat mens baie keer hoor, dit kan nie gebeur nie. As jy suikersiekte het, moet jy op die medikasie bly, jy kan nie van dit af nie. Ons sien persoonlik dat dit nie in realiteit so is nie. As mense regtig die leefstylbeginsels volg, ons sit hulle op 'n spesifieke protokol wat al die Nieuwstaat-beginsels behels. Dis nie net gesonde eet nie, dit sluit al 8 wette in, maar as hulle daai protokol eintlik volg, baie keer binne 2 tot 4 maande, dan is hulle af van hulle medikasies af, wat vir my nog steeds verstommend is, want ons het regtig oor en oor gehoor dat dit is onmoontlik, die mense kan nie hulle pille stop nie. En ek praat nie van mense wat hulle pille stop net omdat hulle besluit om dit nie meer te gebruik nie. Ek praat van mense wat dan op die medikasie of af van die medikasie normale suikervlakke het, normale insulienvlakke het en dit normaliseer heeltemal. Bloeddruk is nie altyd so maklik om te normaliseer nie. Hy kan ook, maar die moeilikheid met bloeddruk is dis baie keer are wat toe gestop is waar die bloed dan nie maklik deur kan vloei nie. En om daai gestopte are weer oop te kry is nie so eenvoudig nie. Maar dit kan ook gebeur. Dit hang af watter faktore almal saamspeel met dit. So dit is ook moontlik. Vir die van julle wat sou belangstel, as oom graag wil ook gaan lees daaroor, ons het probeer om 'n bietjie meer van die detail wat ons in alle konsultasies oorgee, probeer ons om 'n opsomming vorm op ons webwerf te sit. So daar's 'n paar dokumente daarin wat praat oor byvoorbeeld 'n suikersiekte enetjie, daar's 'n bloeddruk enetjie, daar's verskillende van hulle wat so bietjie die verskillende onderwerpe van siektes bietjie uitpak. Ons probeer om dit so eenvoudig te hou, maar daar gee 'n bietjie meer detail daar. So as julle daaroor wil gaan lees gerus en stuur vir ons vrae deur as daar iets is wat onduidelik is. Ons kan ook weer gesels daaroor. Antwoord die vraag in terme van wat, soos ek sê, ek kan nie net sê wel die medikasie kan vervang word met daai kry nie, want dit is nie ongelukkig nie hoe hy werk, veral met daai tipe van siektes nie. Ons gaan hom, ja, hy is op die skerm, so julle kan hom afkry, ja. Hulle bring vir Tannie 'n mikrofoon. Methode. Want jou breakfast is baie belangrik. En jou middagete. Dis die 2 hoofsake deur die dag. En as jy moet werk, heeldag werk ook. So dit is 'n groot verandering hoor. Maar ek sê vir u, dit is die moeite werd om dit te begin. Dit is eintlik die grondslag. Tannie raak aan 'n baie belangrike punt daar en dit is vir my interessant dat hierdie Nieuwstaat beginsel opgesom word met die woordjie Nieuwstaat. Dis nie new ending nie, dis Nieuwstaat. Met ander woorde, dit is wat my beginpunt is. Dis my wegspringpunt is daai gesondheidswette. En ek het nou vanmiddag terwyl ons geëet het ek ook vir hulle genoem. Daar is tye wat mens baie keer vir my as dokter waar ek vir mense raad gee wat ek nie noodwendig weet wat die diagnose is nie. Baie keer is jy nog besig om die diagnose na te jaag of jy is besig met toetse doen, maar die goeie ding is dat jy kan nooit te vroeg begin met die Nieuwstaat beginsels nie, want daar is nie 'n risiko aan verbonde nie. En dit het weer eens vir my God se stempel op, dit het sy handtekening so duidelik op dat jy kan nooit skade doen deur om die gesondheidswette te volg nie. Al het genoem van die water. Baie belangrik. Ek is deur dit, ek het blackout gehad. So, dit is nie 'n maklike ding nie, en ek het wakker weer geword, deur die Here se genade. So, belangrik, moenie water minnag nie, gebruik. Dit is so Tannie, en baie keer as ons praat oor gesondheid, dan neem mense aan dat ons fokus net op eet. Jy mag nie dit eet nie, en jy moet dit eet nie, en jy mag nie dat nie. Maar die Nieuwstaat beginsels is 8 wette van gesondheid, waarvan almal van hulle belangrik is. Ek kan so gesond eet as wat ek kan, maar as ek nie genoeg water drink nie, as ek nie eintlik slaap nie, as ek nie al daai dinge doen nie, dan gaan ek nie dieselfde voordele kry nie. So dit is soos 'n resep wat in totaliteit gebruik moet word.
Ja. Hierdie gefiltreerde water wat so skoon is. En daar's geen minerale daarin nie. Hoe gesond is dit? Ek dink, en ek weet nie, miskien het mense ook ander opinies daaroor, ons gaan nou by jou wees, wanneer dit kom by water, dink ek die uitdaging is, mens moet baie keer opweeg tussen die boom en die bas. As ek die opsie het om water te drink wat goeie minerale in het, maar dit het ook baie gifstowwe in, dan sal ek eerder die filtreerde water vat en dan my minerale weer aanvul. Maar dit is belangrik wat oom daar noem, dat as my hoofbron van water 'n gefiltreerde water is wat al die minerale wel uitvat, dan moet ek bewus wees daarvan en dan moet ek daai minerale bysit met 'n goeie hoë mineraal sout byvoorbeeld, soos of dit nou Himalayan sout is of Celtic salt of wat ook al. Maar dan gaan ek 'n gebrek hê aan minerale as daar nie van dit daarin is nie. Maar ek sal nie vir mense sê dat omdat daar nie minerale in is nie, dat hulle eerder vuil water moet drink nie, want dit is so dat ons waterbronne deesdae regtig 'n groot vraagteken is. So as mense twyfel, dan sou ek vir hulle sê, as jy die opsie het om te filtreer, maar sit dan net jou minerale by op 'n ander manier. Jy kan sout bysit in die water, of jy kan soutkristalletjies vat, of jy kan die bietjie ekstra sout oor die kos sit, of hoe ook al, maar dit is belangrik om daai minerale in te kry. Nog 'n vraag aan hierdie kant gewees, dink ek? Okay. Enige ander vrae? Is daar 'n alternatiewe of 'n natuurlike medikasie wat jy kan gebruik in plaas van jou Euthyrox onder aktiewe skildklier? Dis 'n moeilike een. Ek moet eerlikwaar weer sê, want dit hang 'n bietjie af van verskillende faktore. Een van die faktore wat by die skildklier inkom is of daar 'n operasie was. En ek moet eerlik wees, daar's so lang lysie wat ek al neergeskryf het van die spesifieke goeters wat ek self ook nog wil verder oor navorsing doen. En ek weet nie of julle dit besef nie, maar ek sê dit baie keer vir mense as ek individuele gesprekke met mense het. My kennis is bitter klein as dit kom by die verskillende alternatiewe. Ek het nou die Nieuwstaatbeginsels gaan studeer en ek het ure se lesings al gaan opdrink oor verskillende natuurlike alternatiewe, maar daar is eintlik so baie, daar is soveel plante, daar is soveel dinge wat daar is, en ek weet maar so 'n bietjie van dit af. As dit kom by die skildklier, daar is definitief goeders wat hulle aanraai wat mense kan gebruik. Daar's dinge wat aangeraai word wat die skildklier 'n bietjie meer kan opwakker byvoorbeeld. Onder andere weet ek hulle gebruik byvoorbeeld kasterolie compresses, hulle gebruik ook kynpeper oor die skildklier wat die bloedsomloop na die skildklier toe verbeter. So jy kan die kynpeper gebruik op 'n lappie met 'n bietjie olie wat jy met hom slaap en hy verbeter die bloedstoevoer tot so 'n mate dat die skildklier 'n bietjie meer aktief is. Mens hoor baie goeie terugvoer van dit, maar dit hang af. As iemand byvoorbeeld 'n skildklieroperasie gehad het wat die hele skildklier verwyder is, dan weet ek persoonlik nie van 'n alternatief wat hulle dan kan vat wat glad nie die aanvulling het nie. Maar ek is seker dat daar is meer oplossings wat ek van weet, so dis iets wat ek verseker self nog graag sou oor wil gaan meer lees en so aan. Die ander ding wat ek wel kan sê ook met die skildklier is dat baie keer is die organe wat hormone moet afskei se disfunksionele probleme, as ek dit so kan sê, as hulle onderaktief is of as hulle nie goed gereguleer is nie. Baie keer is die oorsprong van daai probleem nie noodwendig in daai orgaan nie, maar dit kom terug na toksines toe. As mense hoë vlakke van toksines het, dan onderdruk dit ander normale funksies. Dit maak dat die immuunstelsel nie doen wat hy veronderstel is om te doen nie. Hy begin homself naderhand aanval of hy begin die liggaam aanval. So immune dysregulation, soos wat hulle van praat, allergieë, auto-immuunsiektes, hormoonwanbalanse kom baie keer terug na toksines toe. En as ons die liggaam kan aanhelp om soveel as moontlik toksines uit te was en as ons so min as moontlik toksines insit, dan begin daai goeters baie keer stabiliseer. So dit is altyd my beginpunt. Begin by die Nieuwstaatbeginsels, begin by die toksinevlakke afbring en as dit nog nie normaliseer nie, om dan te kyk na remedies wat mens verder by kan sit. Antwoord dit jou vraag? Okay. Ja. Auto-immuunsiektes tot groot oormeerderdeels kom terug na toksines wat die hele dysregulation veroorsaak. En ek weet nie wie van julle het enige een van julle al gehoor van die MedMissionary groep. MedMissionary is 'n bediening in Amerika, begin deur twee healthcare professionals. Die een dame is 'n
oogspesialis. Sy's 'n gekwalifiseerde oogspesialis, sy werk as 'n oogspesialis, maar sy doen medical missionary werk en haar vernoot het ook opleiding, professionele gesondheidsopleiding. En hulle het die bediening met missionary begin waar hulle fokus nie net op die gesondheidsboodskap uitdeel vir mense nie, maar hulle het die gesondheidsboodskap begin nie aanpas nie, maar gespecialize, as mense dit so kan sê, spesifiek vir auto-immuun siektes, waar hulle ook vir mense help om goeders uit te skakel wat die immuunstelsel kan irriteer. Al is dit vir 'n tydelike periode totdat die immuunstelsel 'n bietjie meer gereguleerd raak. En hulle het ongelooflike goeie sukses met hulle program. So, miskien kan ons na die tyd, dan kan ek net hulle details ook vir jou deurgee, maar dit is 'n ongelooflike goeie protokol, maar hulle het ook baie wonderlike hulpbronne op hulle YouTube kanaal met uitstekende gesondheidspraatjies wat toepaslik is nie net op auto-immuun siektes nie, maar op algemene gesondheidsgoedjies ook. Hier was nog 'n vraag. Awesome. Skus, ek wil net hoor, buite nou mense wat reeds mediese probleme soos diabetes het en sulke goed. Wat is die aanbeveling vir maaltye? 2 maal 'n dag, 3 maal 'n dag? Wat sou die ideaal wees vir iemand wat nou nie 'n spesifieke mediese rede het hoekom hulle meer moet eet of minder of whatever nie? Ja. Dis 'n goeie vraag, want baie keer dink ons dat baie van die gesondheids recommendations, aanbevelings, dankie, dat die gedagtes is spesifiek om siekte te help gesond word. En dit is so dat dit dinge is wat die liggaam help om te genees. Maar die vraag is baie relevant. Wat doen ek as ek nie siek is nie? Wat doen ek vir my algemene gesonde liggaam? En my oortuiging is dat die Here het vir ons daai gesondheidsbeginsels gegee om ons te wys hoe die ideaal is vir die ideale gesonde liggaam en hoe hy moet funksioneer. En Gees van Profesie sê dat die groot oormeerderheid van die samelewing sal beter doen op 2 etes as op 3. Ons persoonlik vind dit in ons praktyk. Ons vind dit met nie net ons siek pasiënte nie, maar met algemene mense wat jy in gesprek mee is. Wanneer mense byvoorbeeld 'n siekte gehad het wat hulle van herstel het, dan vra hulle, "Oké, kan ek nou weer teruggaan na wat ek voorheen gedoen het?" En die antwoorde kom baie keer terug na daai gesondheids reëls toe, die gesondheidswette toe, maar dit kom ook terug na om te verstaan hoe die fisiologie werk. As ek kyk na die lewer byvoorbeeld, as ek my 2 hoofeletes vroeg in die dag eet en ek het nie 'n swaar ete in die aand nie, bedoel dit dat my lewer kan al klaar begin detox die oomblik as ek gaan slaap of selfs voordat ek aan die slaap raak. En dit bedoel my lewer kan baie keer meer as 12 ure per 24 ure hê waar hy besig is met detox. Dit is drasties meer as wanneer ek 'n gewone 3 etes 'n dag roetine volg en my lewer het maar net 4 of 5 ure in die nag wat hy kan skoonmaak. En die lewer is maar net een orgaan wat beter werk as ons nie daai aandete eet nie. So jou 2 etes 'n dag oor die algemeen is ideaal. Met dit bygesê, ek pas wel daai aanraai aan vir verskillende mense. As dit iemand is wat ondergewig is dit soms anders. As iemand 'n verskillende klomp moeilikhede het dat hulle byvoorbeeld net eenvoudig nie kan groter etes eet nie, of hulle het operasies gehad of iets is uitgesny of wat ook al die situasie is, dan moet mens soms aanpas. Maar ek vind oor die algemeen doen mense beter op 2 etes as op 3 etes. Nou dit ook gesê, as ons 'n derde ete gaan bysit, gee die Here vir ons baie spesifieke riglyne wat daai ete dan nou veilig maak. Gees van Profesie sê dat daar is die wat beter gaan doen met 3 etes as 2, maar vir hulle is daar spesifieke wenke wat gegee word en dit onder andere sê dat jou laaste ete vir die dag, jou derde ete, moet die ligste ete wees vir die dag. Dit moet nooit die swaarste ete wees nie. Daai ete moet nog steeds 'n paar ure wees weg van jou slaaptyd af. En daai ete praat sy van dat dit kos moet wees wat maklik verteer, soos byvoorbeeld net vrugte. So ons het daai wenke en met dit gesê is my aanraai altyd dieselfde, veral as ons praat met adventiste. Die boeke wat vir ons geskryf is, die inligting wat deurgegee is in boeke soos Counsels in Diet and Food en in Ministry of Healing is uitstekende inligting. Vir die van julle wat nog nie kans gekry het om dit deur te gaan nie, ek raai dit baie sterk aan. Dit is verrykende inligting en mens kan eintlik baie van dit vinnig deurwerk met die audiobooks. Wie van julle het ure per dag wat julle kan stil sit en lees? Ek haal my hoed af vir die wat 'n opsie het vir dit. Ek kan nie 3 ure afsny op 'n dag om te lees nie, maar party van ons ry en te werk toe, party van ons spandeer redelike hoeveelheid tyd in die kar. Party keer het ons 'n opsie om miskien na iets te luister terwyl ons ander dinge doen in die huis, soos kos maak of wasgoed was of iets soos dit. En daai audiobooks is van onskatbare waarde om die inligting te kan deurwerk sonder dat ons noodwendig stil sit en dit lees. So daar's regtig amazing wenke daarin. Ministry of Healing is seker een van my gunstelinge boeke, wat is hy in Afrikaans, die helende hand.
wonderlike boek om deur te gaan. En daai beginsels word pertinent daar uitgesit. Miskien kan ek net bysit, toe ek van dit die eerste keer gehoor het, het ek net losstellings gehoor. En dan het mens baie vraagtekens oor waar kom hierdie inligting vandaan. Maar as jy dit direk lees waar Ellen White skryf dat dit is aan haar geopenbaar en dit is instruksies is vir haar gegee om dit mee te gee aan die mense, dan kry mens daai versekering dat dit is die Skepper wat die liggame aan mekaar gesit het wat sê ek gee vir julle die inligting van wat ek weet wat die beste gaan werk. En ons kan daai inligting vertrou, so dit maak dit makliker om die vertroue daarin te sit dat dit is nie 'n mens se opinie nie, dit kom van die Here af. En die audiobooks is redelik beskikbaar op die E.G. White app, YouTube, Absoluut. Spotify. Ja. Ouderdom het 'n effek op jou daar slaan ek nou toe. Nou sê ek vir jou wat ek vir myself sê. Ek is nie 'n ouderling nie, ek is 'n ellendeling. Op jou organe, soos wat jy oud word, het jy ouderdom 'n effek op jou organe. Nou, jy moet vir my sê, nou gaan jy dokter toe en omdat jy ouer word, verswak jou organe. Gee daai dokter nie vir jou daai pilletjie of daai kapsule nie, dan blaas jy vinniger jou asem uit. Gebruik jy die pilletjie wat vir jou ook nie goed is nie, dan leef jy langer. Moet jy maar daai kwale leef of moet jy maar sê laat dit gaan? Oom vra 'n baie belangrike vraag en die antwoord vir daai vraag is nie altyd so maklik nie, maar in hierdie spesifieke geval oom gaan ek vir oom voordat ek die antwoord gee wat my geloofsoortuiging is, gaan ek vir oom herinner wat die Bybel sê, it is better to trust the Lord than to put your trust in man. Alle medikasies is deur mense gemaak. Dit is deur mense ontwerp deur hulle studie van die verskillende siektes. Ellen White maak 'n baie interessante stelling en sy herhaal dit in verskillende bewoording, herhaal sy dit oor en oor en oor. Sy sê in verskillende plekke, every additional drug added into the system will make the outcomes more dismal. In Afrikaans vertaal dit hier om te sê dat elke medikasie wat ek bysit, maak die uitkoms eintlik net swakker. In my persoonlike praktyk, ek het vir 15 jaar in gewone gesondheidswerk gewerk, wat ek medikasies voorgeskryf het dat dit by my ore uitkom. En ek het nie een keer in daai tyd het ek gesien dat 'n diabetes ooit van sy medikasies kan afkom nie. Ek het nooit gesien dat die bloeddrukke herstel tot op die punt dat die mense weer die medikasie kan los nie. Ek het nie gesien dat depressie regtig herstel ten volle nie. Ek het soveel siektes gesien waar mense dan maar net moet bly op die pille. En om sê 'n belangrike ding, mens dink in jou gedagtes wel, hierdie pilletjie doen nou 'n bietjie skade, maar miskien laat dit my langer leef. Maar die feit van die saak is, meeste medikasies volgens geesvorm profesie maak dat mens korter leef. In Amerika is die doodsyfer as gevolg van medikasies wat gebruik word, soos wat dit voorgeskryf is. Ek praat nie van oordosis nie, ek praat van medikasies wat volgens voorskrif gebruik word, is een van die top 7 causes of death, oorsake van dood in die hele land. Dit is 'n enorme hoeveelheid mense wat doodgaan as gevolg van medikasies. Gees van profesie sê vir ons dat daar is geen medikasies wat werklik die lewe verleng nie. My gevoel oor dit is dat daar is noodgevalle waar die persoon 'n hulp nodig het, waar hy nie noodwendig die lewenstylveranderinge kan maak nie. As ek 'n diabetes het wat nou na my toe gebring word deur sy familie en hy's in 'n koma, kan ek nie vir hom gaan sy leefstyl inligting gee nie, ek kan nie vir hom 'n lesing aanbied nie, ek kan nie 'n uur en 'n half met hom 'n konsultasie hê nie en hy het nie tyd om nou sy koma om te keer terwyl hy vas in die slaap is nie. Hy kan nie nou die lewenstylveranderinge doen nie. So gaan ek hom in daai situasie medikasies moet gee as ek hom in die lewe kan hou. Ja, so in noodgevalle dink ek daar is 'n plek daarvoor. Maar as die persoon hoegenaamd die opsie het om iets te kan verander wat sy liggaam gaan ondersteun, dink ek dit moet altyd die eerste keuse wees. Antwoord dit oom se vraag. Miskien kan ek daarby net vinnig by sê dat selfs in sekere noodgevalle wat ek in my kop gedink het, daar's nie 'n manier wat daar 'n alternatief is vir dit in natuurlike opsies nie, het ons al ook alternatiewe gesien. Ek het onder andere dat ek eendag vir die Here gesê, maar wat gaan ek doen in 'n geval soos iemand wat 'n vreeslike erge infeksie het of 'n siekte het soos 'n breinvliesontsteking of iets soos dit. En selfs in sulke noodgevalle is daar baie keer natuurlike opsies wat nie daai skadefaktor het nie, maar 'n noodgeval bly 'n noodgeval en in 'n noodgeval dink ek mens moet doen wat jy kan doen as jy 'n lewe kan red, maar as dit kom by iets wat langtermyn gebruik moet word en 'n dokter sê vir my enigste opsie
om langer te kan lewe is hierdie pilletjie, dan het ek vraagtekens daaroor. Ek persoonlik dink dat die Here se handtekening is op opsies wat nie noodwendig net my lewe verleng nie, maar wat nie skade doen in my liggaam nie. En uit die aard van die saak uit, dink ek daar is baie mense wat medikasies gebruik omdat hulle dood eenvoudig net nie weet wat is dit wat ek eintlik moet regstel in die ondergrond nie. Dis reg, oom. Daar is goed wat jy in 'n yskas sit Ja, om dit te bewaar. Kan daar so groente en vrugte wees wat jy in die yskas bære wat dit nie goed maak nie? Om vra my vas, ek is nie bewus van iets wat spesifiek slegter raak in die yskas nie. Ek weet daar sekere goeders wat nie ryp word in die yskas nie. Maar Klaar, dit daai vrug of daai groentes is eetbaar. Met ander woorde, jy wag nie dat dit ryp word nie, maar jy wil dit bewaar, want is dit buitekant in hierdie hitte, dan kan dit vinniger afgaan of hy kry uitloopsel soos 'n aardappel. 'n Aardappel as hy 'n hitte kry, dan begin hy uitloopsel te maak. Nou vat ek daai aardappel en ek sit daai aardappel in die yskas. Gaan daai aardappel, as hy daarso vir 5 of 'n week daar in my yskas is, gaan hy minder voedingswaarde hê of gaan hy nog presies die voedingswaarde hê? ek kan nie sê dat ek het spesifieke kennis dat ek vir oom met sekerheid kan sê van dit nie, maar ek is nie bewus van iets wat in die yskas spesifiek. Wat ek wel weet is dat enige kosse, hoe langer die tyd verloop is vandat hulle gepluk is, hoe minder voedingswaarde gaan hulle hê. So hoe vinniger ek hom kan eet van die punt wat hy gepluk is, as ek hom uit my eie tuin uit kan pluk en ek kan hom op dieselfde dag eet, het hy baie meer voedingswaarde as wanneer hy langtermyn gehou is. Maar ons weet ook dat die Here het sekere goeders gemaak spesifiek om te kan stoor, want daar's lande waar dit in die wintertyd glad niks kan groei nie. So daar is kosse wat hy spesifiek gemaak het wat lank kan hou en wat nog steeds voedingswaarde het. Gees van profesie praat van kosse wat ons moet opvoedkundig wees of dat ons kinders moet opvoed oor bewaring van kosse. Sy praat van die tegnieke van inlê, sy praat van goeders wat gedroog kan word om dit ook langtermyn te kan bewaar. So ek dink die Here maak ook voorsiening vir dit. Hy weet dat nie almal van ons kan. Ons is nie in die tuin van Eden wat heel jaar warm is nie. So hy het vooraf ook daarvoor voorsiening gemaak. Onze wonderlike Here Jesus, U is ons God. U is werklik die enigste een wat bo alles staan en ons lewens vashou. En tog is ons behoud in gehoorsaamheid en in dankbaarheid en in liefde teenoor U. En ons wil vra dat U ons asseblief sal vashou, dat U ons sal lei in hierdie dinge wat baie keer vir ons onsinnig klink en lei, maar Here, dat U ons sal vashou en sal bring waar U wil hê ons moet wees. Ons wil baie dankie sê vir Dr. Jade en haar kennis, maar ook Here vir die feit dat U haar gebruik tot U eer. En ons wil vra dat U en haar man en hulle kinders sal seën en dat U hulle sal styf vashou en ook hulle bediening sal seën op 'n kragtige wyse, sodat U naam bo alles groot gemaak sal word en dat harte bereik kan word om Jesus te ontmoet. Ons plaas ons nou in U hande en ons bid dit in U kragtige en heilige naam. Amen.